Daar sê hy, dit is daardie tyd van die program Delf Steeds Dieper, waar ek weer heerlik sit te gesels met my vriendin Elizabeth Jordaan. Elizabeth, wat 'n reuse ding vir ons doen om 'n studie te maak van die invloed wat Andrew Murray gehad het in Suid-Afrika, en dit gaan hierdie invloed van Andrew Murray gaan oor 'n geweldige spektrum, is dit nie, Elizabeth? Dit het nie net oor kerk gegaan, dit het oor skole gegaan en oor opvoeding van kinders en you name it, en hy het regtig waar 'n vinger in die paai gehad, want dit was wie hy was. Ja, en ons het verlede week begin praat oor Andrew Murray as 'n Suid-Afrikaner. Ja. Sy invloed in die, ek wil amper sê, die politieke bestel, of sy deelname aan dit wat staatkundig noem hulle dit in daardie jare, gebeur het in Suid-Afrika, en hy is nog, ons het laasweek begin, om te sien, hy skryf nou 'n artikel, in 'n Presbyteriaanse kerk, soos as ons die kerkbode het vir die NG Kerk, in 'n Presbyteriaanse Engelse kerk, skryf hy artikel om te verduidelik wie's die boere werklik. Want die Engelse, van die Engelse skrywers onder andere, Sir Theophilus Shepstone, wat te doen gehad het met die Eerste Anglo-Boereoorlog, het die Transvaalse boere vreeslik probeer afbreek om te sê hulle is barbare, jy kan nie met hulle onderhandel nie, en Andrew Murray wat hulle bedien het gesê nee, wag 'n bietjie hier, julle het dit mis, kom ek vertel vir julle, wees dit, en hy kan dit natuurlik nou nie in 'n koerant publiseer nie, hy publiseer dit in 'n kerkbundel, wat deur die Engelse kerk dwars oor Suid-Afrika gelees word, want Andrew Murray se uitgangspunt is, die kerk moet die land beïnvloed. Nie die land moet die kerk beïnvloed nie. Halleluja. So dit wat die Here sê in sy woord, moet deur die kerk in 'n land toegepas word. Natuurlijk, so groot onderskeid. Ja. En so hy doen, ek wil net ook sê, jy het verlede week gesê van Sarah Silje, dit het my so diep geraak, dat hy met ander woorde by daai man kon hoor presies wat in Natal aangegaan het. En dit is die tipe interaksie wat Murray ook bewerk het, né? Ja. En ek dink wat gebeur het is, Andrew Murray het baie vrae gevra. En omdat, onthou, hy was oorspronklik, hy is in Suid-Afrika gebore in Graafrenet. Hy het in Holland, het hy onder sy huislike omstandighede, toe gaan hulle na 'n Skotse skool toe, in Skotland, hy en sy broer, en toe gaan hulle op universiteit in Nederland, en toe kom hulle terug Suid-Afrika toe. Toe verplaas hulle hom onder die voortrekkers in die Vrystaat. Stoere boere voortrekkers. Van die beste tipe wat ons in die land het. Vrystaat. Ja. En hier doen Andrew Murray 'n karakterskets van die boere in die Transvaal, omdat die Eerste Anglo-Boereoorlog hoofsaaklik op die Transvaal gefokus het. Ja. Nie soseer op die Vrystaat nie. Die Tweede Anglo-Boereoorlog het albei die republieke ingesluit. Goed, so nou gaan ek 'n bietjie geskiedenis praat, en wat ek wil hê is, ek wil nie vir mense hê om te sê, ja, kyk hoe goed was ons Afrikaner boere, en ons moet dit weer doen nie. Ek sê wat Andrew Murray sê, wat was die karakter trekke van die boere, goed en sleg. Net soos enige ander volk, is daar goed en sleg in 'n volk. Dis nie net sleg nie, dis ook nie net goed nie. En daar is oralster onderskeid en foute word gemaak, selfs deur leiers. Word foute gemaak, en jy lewe in 'n era waar jy jou dit wat rondom jou gebeur, beïnvloed jou. En as jy baie vlees in jou het, dan reageer jy in die vlees. As jy baie gees in jou het, dan reageer jy in die gees. En Andrew Murray het in die gees gereageer. Maar hy was nog steeds deur baie van die boere gesien as 'n Engelsman, omdat hy van Skotse agtergrond was. En die Skotse agtergrond het gemaak dat hy tussen die boere en die Engelse kon staan,
om daar versoening te probeer bewerk. En hy het dit ook baie gedoen. So hulle het hom vertrou vir die versoening. Ja, Hulle het nie gedink jy is Engelsman, nee, laat jy gaan nie. want hy het geweet hy is aan die boere se kant Ja. en die Engelse het geweet hy's betroubaar. Hy was okay. dis hoekom hy so gehamer het op die karakter van kinders. Jy moet betroubaar wees. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy wankel nie hier op twee goed nie. Jy doen nie iets onderduims nie. Dis nie wie 'n karakter van Jesus Christus wat jy daai karakter dra. Dis nie hoe jy is nie. So nou praat hy met hierdie Engelse kerk oor die boere se karakter. En hy sê die boere was baie gewillig dat die swartes tussen hulle woon. Hulle het nie probeer om die swartes te verjaag in die see en sê julle mag nie hier wees nie. En hy praat nou oor iets wat gebeur het in die Transvaal en daar was 3 streke. Dit was die Potchefstroom streek, dan was dit die Rustenburg streek wat gestrek het tot teen die grens van Botswana. En dan was daar die Lydenburg streek wat tot bo teen die grens Soutpansberge was en tot by Lourenço Marques daar by die grens met Mosambiek gestrek het. Maar hierdie ding wat nou hier afgespeel het, speel nou af in Rustenburg. En hy sê daar was moeilikheid tussen die boere en die sendelinge. En dit kan moenie nou teruggevoer word dat om te sê die boere het geweier om die swartes onderwys te gee nie. Dit was as gevolg van staatkundige goed wat ontwikkel het en tussenin die boere se uitbreiding van hulle plase wat hulle gehad het en goed kom nou sendelinge wat onder veral die Tswanas werk. En die sendelinge sowel as die Europeërs het altyd 2 uitgangspunte gehad oor swart mense. Die eerste groep se wagwoord was vryheid en gelykheid. En hulle het gesoek na staatkundige na vryheid en gelykheid op staatkundige, politieke en godsdienstige gebied en dat die swart mense word gelykgestel aan die blankes. Dis die een uitgangspunt wat uit Europa gekom het. Die ander uitgangspunt was die wagwoord onderdanigheid en dissipline. Dit het ander rasse, onder andere die swartes, maar ook onder andere Indiërs in Indië toe die kolonie soontoe was, het hulle die inboorlingrasse gelykgestel aan kinders wat nog nie mondig was nie, en hulle het spesiale wetgewing en onderrig nodig voordat hulle die regte van vrye mense kan uitoefen. En in die algemeen het die Engelse sendelinge oorgehel na die eerste beskouing, dat swart mense is gelykstaande aan die blanke mense. Die Duitse sendelinge het oorgehel na die ander kant toe, dat swart mense is kinders wat nog nie mondig is nie. Hulle moet nog eers groot word en dan kan hulle deelneem aan die staatkundige ontwikkeling. So hier is nou botsing van 2 bevolkingsgroepe wat sendelinge uitstuur. Ek wil net 'n vraag vra. Het geletterdheid enigstens 'n rol gespeel in daai verskil van twee uitgangspunte? Nog nie in die begin nie, dit was nog heel in die begin toe die sendingstasies net gevorm is. Okay. So intussen die 2 groepe wat die sendelinge is, kry jy nou die Afrikaner of die Hollandse sprekende boere wat in die gebiede inbeweeg. En hulle kom nou tussen hierdie 2 groepe te staan. En die Engelse sendelinge het gesê almal is gelyk, die Duitse sendelinge het gesê ons moet gesag handhaaf. Want wat gebeur het is onder die swart stamme was daar geweldige stamoorloë. En wederwysige wraak wat hulle neem as daar beeste gesteel is of iets gebeur het, so daar was aan mekaar oorloë. Die sendelinge het nou gekom om die evangelie van vrede te verkondig. En hulle het dit op verskillende maniere probeer en hulle het ook by verskillende stamme ingekom. En aan die kant van waar die Transvaalse boere in beweeg het,
was daar 2 groot bevolkingsgroepe, swart bevolkingsgroepe, swart stamme. Die een was die Tswanas en saam met dit die Pedis, Noord-Sotho, en dan die Ndebeles, wat as gevolg van 'n skeiding tussen Dingaan of Shaka en een van sy generaals, Mzilikazi was, en Mzilikazi het beweeg na die weste kant toe en van daar af oorgegaan later in Rhodesia of Zimbabwe in. So daar was geweldige wrywing. Mzilikazi was een van die Zulu leiers en hulle was baie oorlogsugtig. En toe kom hulle by die meer vredelewende groep wat die Tswanas was en daar was baie oorloë. Nou kom die Afrikaner boere in en nou begin hulle aan die oorloë deelneem. Want daar gebeur nou goed met hulle diere en met hulle plase en so dis 'n hele, so ons moet alles besien in die milieu wat nou plaasvind in die land. Wow. En ons kan verstaan hierso dat die boere in hierdie opsig, hulle wou nou al klaar niks met die Engelse te doen hê nie. Hulle kies die Duitse sendelinge se kant. Ons moet gesag handhaaf. En hulle het ook 'n onaangename botsing gehad met een van die Engelse sendelinge, David Livingstone. En dit was nie asof hulle die sendelinge gehaat het nie, maar dit het gegaan oor hierdie sendeling se gedrag om die mense wat hy bearbei het te beskerm teen ander stamme wat hulle nou aanval. So nou kies die sendelinge kant. Hulle kies die kant van die stam onder wie hulle die evangelie verkondig. Dit het soveel gegaan dat die Transvaalse boere het gesê daar moet 2 sendelinge verbaan word, Engelse sendelinge, met die naam van Edwards en Ingdes. En hulle het gesê kom ons moedig die Duitse sendeling aan wat by Hermansburg hulle sendingstasie gevorm het. Nou wil ek net praat oor wat gebeur het met David Livingstone. Hy het in 1840 al met die voortrekkers van Rustenburg in 'n konflik gekom. Hy was deel van die Londense sendinggenootskap. Andrew Murray het hom geken persoonlik. Maar hy het nog nie vir hom in hierdie situasie ontmoet nie. So, hy het berig dat die boere baie verwelkom is in die begin. Die mense van Bechuanaland, dit is nou Botswana, waar die Tswanas gewoon het, en Mzilikazi, nadat Dingaan hulle uitgedryf het daar uit Natal uit. Maar die berigte is teenstrydig, want Paul Creer beskryf ook hoe dat hulle beeste gesteel is deur Mzilikazi se krygers en hoe dat boere migrante beroof en geplunder is en dan stuur hulle strafekspedisies uit. En nou gebeur daar 'n oorlog tussen die Botswana regering of die Botswana groep en die boere. Dit is die Botswana Boeroorlog van 1852 tot 1853, waarvan ek regtig moet erken ek niks geweet het nie. En dit is as gevolg van die boere se ontdekking dat toe hulle David Livingstone se huis beroof het, gaan ondersoek instel het, dat hulle 'n hele kamer vol wapens gekry het wat hy sy volk bewapen en selfs mense oor kan die grens na Zimbabwe se kant toe het hulle wapens gesmokkel. En hulle het vir David Livingstone beskuldig en gesê, hoe kan jy die swart volkere bewapen? Nou gee jy vir hulle westerse wapens. Jy weet, so daar was 'n hele ding wat gebeur het en ek dink mens moet maar net weet dat mense het almal hulle eie manier. Hoe kan ek hierdie mense onder wie ek werk help om te oorlewe in 'n oorlogssituasie? Ons kan dit vandag van toepassing maak op die Oekraïne en Rusland. Ons kan dit van toepassing maak van dit wat gebeur in Israel. Ja. Ons kan dit van toepassing maak in die res van Afrika. Daar's altyd, ons as mense is geneig om kant te kies. Ons kan nie neutraal staan nie. Ons weet nie hoe staan 'n mens neutraal nie. Ja. Want ons het 'n affiniteit met een groep en dan beskuldig ons 'n ander groep van julle doen verkeerd. Ja. En iemand het 'n affiniteit vir die ander groep en dan beskuldig hulle ons julle doen verkeerd.
waar ons moet in Jesus Christus se kant kom staan. En kyk, en hy het gesê, etniese groepe gaan teen etniese groepe beklei. Maar hierdie evangelie sal verkondig word tot aan die eindes van die aarde. So wat nou gebeur het hier is in 'n ongelukkige situasie waar daar tussen die boere en die Engelse vrede gemaak is met 'n ding wat ons noem die Sandrivier Konvensie. Dit is daar in die Vrystaat afgespeel en dit het die boere in die Tweede Republieke onafhanklikheid gegee aan die Britse regering. So hulle was nie aan die Britse regering getrou nie, hulle hoef nie te getrou gewees het nie. Maar dit het nie vir hulle die reg gegee om 'n oorlog te begin op hulle eie nie. So daaruit het 'n hele storie begin wat nou gerapporteer word aan die Britse regering en dan kom die Britse regering en hulle sê kom ons bring nou vrede onder hierdie strydende partye. En dan het David Livingstone nou weer van sy kant af die boere beskuldig dat hulle handel dryf in menselewens. Sjoe. En dat hulle in die streek wat nou as Botswana bekend staan, vrouens en kinders gaan steel het om op hulle plase te kom help met goedkoop arbeid. So daar was hierdie wederwysige aggressie nou tussen die boere en hierdie sendeling. Kon dit bewys word dat dit gebeur het? Ja, dit is bewys en is aangeteken in die geskiedenis. So, daar was al hierdie goed en daar was geweldige onreg wat weerskante plaasgevind het. En ek dink as mens die geskiedenis daar gaan lees, gaan jy verstaan wat gebeur het, dat die boere kom nie noodwendig met die idee, ons gaan die evangelie aan mense verkondig nie. Sendelinge kom met die idee. Maar nie die boere noodwendig. Ja, en sendelinge plant nie Engelse kolonies nie. Maar op die agtergrond van die sendelinge lê koloniale magte, want hulle word uitgestuur deur 'n Britse koloniale ryk, sal mens kan sê. En natuurlik die Duitsers, en dit was in die opbou na die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, waar die Duitse sendelinge ook kom, met ook iets wat ontwikkel in Duitsland, wat nagevolge gaan hê ook vir Suid-Afrika later. So, en hier tussenin sit nou die boere en die Britse regering, wat probeer om vrede te handhaaf. Dit gaan eintlik maar oor die betrekkinge wat tussen mense is. En die Engelse regering in Suid-Afrika wil nie 'n oorlog op hulle grensgebied hê nie, tussen Afrikaner of Hollandse boere en swart stamme nie. Ja. Want hulle is bang dit kom nou oor in hulle gebied in. Ja. So hulle wil dit nie hê nie. So Nou, as jy sê hulle gebied, wat was hulle gebied? die Britse kolonie in Suid-Afrika, die Kaapkolonie. Oor die Kaapkolonie. Die Kaapkolonie. Ja. Die Kaapkolonie se grense het gestrek tot daar bo by Appington en dan Oranje rivier wat was die grens gewees. En natuurlik Natal. So daar's baie van hierdie goed wat in die Transvaal en in die Noord-Vrystaat gebeur wat oorspoel na die kolonie toe. Ekskuus, en daai gebied het ook in die Oos-Kaap ingesluit seker, né? Ja, waar daar reeds 'n klomp oorloë plaasgevind het en as gevolg waarvan hierdie boere oorspronklik met die groot trek noord gegaan het. Dis reg. Ja. So ek het net besef dat hier was 'n geweldige groot invloed en Livingstone het gesê die Nederlandse boere in Transvaal doen mensenhandel, hulle voer ook slawe in van Madagaskar en hulle wil 'n goedkoop arbeid hê. Ons weet, dit was die boere se probleem. Ja. Dit was hulle manier, want hulle het vertel dat daar's aangeteken dat 200 kinders is uit Botswana se area weggevoer deur die boere. So hy het gesê hy is dit ag dit sy plig om hierdie slawehandel van die boere in 'n brief aan die Engelse regering in Brittanje te skryf. En so het Livingstone betrokke geraak in die groter slawehandel van die Arabiese volkere in Oos-Afrika wat eintlik sy nalatenskap is.
dat daai slawehandel gebreek het. So ons kan ook Livingston se uitgangspunt verstaan. Absoluut. Dat hy het gesê ons kan nie inkom en die swart nasies verslaaf nie. Dit was ook nie ding nie. So hier kom Andrew Murray nou in en hy beskryf die boere se karakter baie eerlik. En hy sê hierdie is die karakter van die boere. Kom ek vertel vir julle as Engelse bevolking. Die boere het 'n goeie kant en 'n slegte kant. Hulle het nie net 'n slegte kant nie. In onderhandelinge met hulle moet julle die goeie kant vind. Dit was sy groot uitgang, want Andrew Murray was 'n versoener. Hy wou die evangelie van versoening aan alle mense bedien. En hy was 'n voorstander van sendingwerk onder die swart volkere van Afrika, om hulle vir die evangelie te wen, vir die koninkryk van God te wen, vir hulle vir ewige redding te gee. Nie net 'n tydelike ding van, okay, nou bly ons vredevol nie, maar om hulle direk te gaan bearbeid. Stay up to date with latest news, upcoming events and on air. Daar is ons nou reg met die musiek. Ons luister na Jannie Pelser wat vir ons sing Kom ons jubel almal saam, en daarna gaan ek en Elisabeth verder gesels. Ja, dit is steeds na Radio Kansel en ons is besig met Delf steeds dieper. My gas in die ateljee Elisabeth Jordaan. En Elisabeth, jy praat dan nou oor goed wat rondom Andrew Murray, wat ek dink veral ons ouer mense baie na in die hart lê, en wat ek dink vandag se jong mense in Suid-Afrika eintlik nie veel van weet nie, né? Ja. Nee, absoluut. En wat my verwonder is, ons praat nog steeds oor Andrew Murray wat die karakter van die Transvaalse boere probeer beskryf. Ja. Andrew Murray het die vermoë gehad om in 'n persoon in 'n bevolking in te kyk en daardie bevolking se karaktereienskappe te ontleed en te sê hierdie kan die Here gebruik en hierdie kan hy nie gebruik nie. Sure. En in dit sê hy ons moet in kinders se lewens hulle karakter klaar vorm. Hulle moet in die ouerhuis en in skole klaar 'n Christelike karakter hê. En dan in die kerk se ontwikkeling skryf Andrew Murray oor die dieper Christelike lewe wat mense moet aankweek. Dit was sy hele bediening van sy lewe, is om vir mense te sê ons moet almal Christus gelykvormig word. Daar's nie 'n ander pad nie. Dan sal die hele land sal anders wees as die Christene 'n ander karakter het. Ja. Want dit sou afsmeer aan ander mense, né? Ja, nee, absoluut. En sy 'n deel van sy brief sê hy nou wat nou van die geestelike lewe van die kerk in die Transvaal. Hy sê ek is bevrees. Die toestand kan nie as gunstig beskryf word nie. Die predikante en ernstige Christene is dit eens dat die onrus wat nou veroorsaak word, is die gebrek aan 'n standvastige regering. Nie 'n standvastige regering nie in die Transvaal nie. Die gebeurtenisse van die laaste jare wat hy nou oor wil praat, dit is nou eintlik die oploop na die Eerste Anglo-Boereoorlog, het oorgeslaan in ontevredenheid en bitterheid met nadelige uitwerking op die boerevolk. In sommige distrikte was daar beter godsdienstige begrip as in ander. Een van die dele van die land, die Soutpansberg area, wat lank as die mees verwaarloosde gebied beskou word, het skielik die toneel geword van 'n kragtige herlewing deur middel van 'n sending, Stefanus Hofmeyer, wat van die NG Kerk af onder die boere in die Kaapkolonie groot geword het, en hy het die boere se karakter verstaan. En as gevolg van sy werk was daar 3 jong manne wat hulle kom aanbied het vir sendingwerk, om te sê maar stuur ons uit. So daar was in die midde van hierdie, was daar 'n geweldige werk van die Heilige Gees. En hierdie Stefanus Hofmeyer het gesê, ons moet meer bid. Ons moet bid. Dis hoekom die Bybel sê, ons moet bid vir ons owerhede, dat ons 'n stil en rustige lewe kan lei. Want dit is nie nou stil en rustig in die Transvaal nie.
Ekskuus, ek moet vra. Hierdie Stefanus Hofmeyer, was hy dalk op 'n manier gekoppel aan Jan Hofmeyer? Hy was nie voor Jan Hofmeyer se tyd. Okay. Ja. So hy was een van die Hofmeyer voorsate dalk later. Okay. So die Maya mense het al veral besoekers aan Suid-Afrika het hulle verwondering te kenne gegee daai tyd al dat die Afrikaner boere te midde van al hulle rondtrekkery en moeilikhede nie vinniger veragter het nie. Hy sê dit was konservatiewe mense, baie geheg aan godsdienstige oorleweringe en wat gehoop het as daar nou nie 'n oplossing is vir die probleme nie, dat daar wel na die oorloë 'n lang verwagte vredestyd sou aanbreek wat vir die volk baie seën sou bring. So Andrew Murray sê nou het ek daarom vir julle min of meer 'n beeld gegee, maar dan gaan hy nou nog verder om bietjie in die geskiedenis in te skryf oor hoe lyk die boere. Maar ons moet nou eers verstaan wat gebeur nou. Dit hierdie gebeure sinspeel op die feit dat die Britse regering in Suid-Afrika wat die Kaapkolonie bestuur het, die Transvaal geannekseer het in 1877. En nou word hulle was 25 jaar al 'n republiek, nou beset Britse troepe Pretoria. Hoe lank was hulle republiek? 25 jaar. Okay. Sedert die Sandrivier konvensie wat plaasgevind het. Nou die rede wat hulle aangee vir hierdie anneksasie is dat die boere nie die bedreiging van inheemse stamme binne hulle landsgrense sou kon afweer nie en dat dit 'n swakheid veroorsaak in die oorheersing van die blanke ras in Suid-Afrika. Onthou die Britte het 'n idee gehad daar moet gelykheid wees. Okay. Maar nou sê hulle dat die gelykheid wat veroorsaak is dat die swart rasse gaan die blanke rasse oorrompel. So die Britte het baie rassistiese uitgangspunt eintlik al gehad. Wow. En hulle het dit oorgedra in hulle wette. Nou die Hollandsprekende deel van die Transvaal wat ten minste 9/10 van die bevolking vorm, het hulle onmiddellik verset teen die anneksasie. Tipies. Ja. 2 afvaardigings waarvan Paul Kruger, die latere president van die Suid-Afrikaanse Republiek, 'n lid was van al 2 van hierdie afvaardigings. Hulle gaan Engeland toe, nou moet jy weet, dit vat nou weer 'n bootreis. Hoeveel weke is dit nou weer? Om die gruwe van hierdie burgers aan die Britse regering voor te lê, met die eis dat die anneksasie teruggetrek word en dat die bepalinge van die Sandrivier konvensie gehandhaaf moet word. Die Britse regering egter in Engeland is mislei deur die Britse verteenwoordigers in Suid-Afrika en hulle weier om te glo dat hierdie afgevaardigdes 9/10 van die bevolking in die Transvaal verteenwoordig. Die boere word derhalwe genoodskaap om 'n maatreëls te neem wat nou nie misverstaan kan word nie. Hulle hou 'n groot vergadering op Paardekraal buitekant Kreersdorp in 1880 en hulle besluit om hulle saak te handhaaf en hulle roep die volk op om die wapens op te neem. Die vlag van die Republiek word op 16 Desember gehuis en Paul Kruger, Andries Pretorius en Piet Joubert word as 'n 3-manskap aangestel om die sake te bestuur. Die uitslag van hierdie kort oorlog is bekend. Die Britse leermagte ly nederlaag in omtrent elke skermutseling en word op Majuba Berg totaal verslaan en daar is hulle opperbevelhebber generaal Colley die daar gesneuwel. Wag nou 'n bietjie. Het hulle te min ouens gebring of was die boere se hantering van die omstandighede en die skiet goed anders? Die boere was net meer voorberei. Okay. Die Britte het nie geweet die boere gaan so reageer nie. So hulle was totaal onkant geval. Hulle 'n bietjie vlak gekyk. So binne 3 maande na die aanvang van die oorlog word 'n wapenstilstand verklaar
En nie lank daarna nie, in 1881, word 'n vredesverdrag geteken. Die volgende Augustus ontvang die boere deur 'n konvensie wat geteken word in Pretoria hulle onafhanklikheid terug, met die voorwaarde dat hulle die soewereiniteit van die Britse koningin moet erken, koningin Victoria, wat bepaal dat hulle geen buitelandse verdrag met 'n ander land of volk mag aangaan sonder goedkeuring van die koningin nie. Dan kan hulle hulle eie sake in die land hanteer. Ekskuus, maar op watter grond het sy haarself so kon afdwing op die boere? Dis nou om vrede te verklaar met die Britse regering. Dis die voorwaarde wat die Britte sê dat hulle nou gaan hierdie verdrag teken. Okay. So die Transvaalse volk se strewe na onafhanklikheid met hulle veg word natuurlik in die Kaapkolonie gevolg, nie sonder simpatie nie. Ja. Okay, en hulle daar word 'n memorandum opgetrek in die Kaap wat hulle die koningin spreek om hierdie aanspreek en smeek hulle sê vat net hierdie aanstootlike proklamasie van julle vat nou die land uit hierdie onafhanklike groep. Trek dit net terug. Ja. Want wat hulle doen, hulle vervreem die Hollands sprekende mense in die Kaapkolonie van die Britse regering ook. Ja, ja. Nou dit kan nie Ekskuus, waar het die Vrystaat toe intussen gestaan? Nee, dis nou nog nie, dis nog nie deel van, is nog nie deel van die feit nie. Maar Andrew Murray het nie sy handtekening op enige memorandum gesit nie. Hy het 'n groot afkeer daarin gehad om enigsins aan partytetiek deel te neem. So sy bydra aan hierdie Katolieke Presbyterian, wat in die Catholic Presbyterian is genoegsame bewyse dat hy met die boere gesimpatiseer het. Okay. En hy skryf ook 'n heeltemal 'n klompie briewe aan mense en hy sê hy besef hoe sterk die gevoel van nasionaliteit gehandhaaf word wanneer dit met die godsdienstige sentiment van 'n volk vermeng word. So hy sê hier gebeur nou 'n groot ding. Ek dink ons moet dit nie vergeet nie, want dit is wat op die oomblik in Suid-Afrika ook aan die gang is. Ja. Daar is ook 'n godsdienstige sentiment by ons politiek betrokke. Dit kan ateïstiese sentiment wees, dis ook 'n godsdienstige sentiment. Ja. So daar's allerlei goed en hy sê in 'n volk moet 'n godsdienstige sentiment wat met die Bybel tesame is, gekoester word. En daar is iets in hierdie halfsluimerende Hollandse bevolking in Suid-Afrika wat hulle kan sterker maak as die Christelike lewe deeglik op hulle ingeënt word, sê hy. So hierdie nasionaliteitsgevoel waarop Andrew Murray sin speel, het hom later jare met die Afrikaner baie sterker laat geld. En daar was nou 'n klomp vinnige gebeurtenisse wat nou hierop gevolg het op hierdie eerste Anglo-Boereoorlog. En die ideale van die Hollandssprekendes en die Engelssprekendes in die volking gaan nou 'n groter botsing kry. En die grootste ding wat gebeur het, wat hierdie ding op 'n malle spoed gedryf het, was die ontdekking van ryk goudproduserende ruwe in die Transvaal, 50 minute van Pretoria af. Wow. Dit verander onmiddellik die ekonomiese en staatkundige voordeel van die Boererepubliek. En Engelse belangstelling. Die Transvaal tot op daardie stadium was een van die armste staatjies. Nie baie belangrik nie. Skielik ontwaak hulle tot die ontdekking van hulle beskik oor onbeperkte rykdom. 'n Nuwe bevolking word na die land gelok. Johannesburg, die goudstad, spring op met die snelheid van Jonas se wonderboom. Genigtig. Die pryse van landbouprodukte skiet die hoogte in en die boerebevolking word met een enkele sprong skatryk. Ekskuus, waar was Kimberley se diamante op daai stadium? Ja, maar dit was nie in die Boererepubliek nie. Okay. Dis in die Noord-Kaap. Ja, ja.
So die staat oes geweldige winste uit die verkoop van openbare grond in Johannesburg. Hulle hef nuwe belastings, hulle ken monopolieë en konsessies en toegewings toe aan verskillende mense. In 1877 met die anneksasie het Transvaal op die punt gestaan om bankrot te raak. 15 jaar later bevind hulle self in weelde. Andrew Murray sê, enige nadenkende mens moet met angstigheid na hierdie skielike vermeerdering van voorspoed kyk. Skielik is daar 2 klasse mense wat in noue aanraking met hierdie nuwe ontwikkeling gebring word. Hulle was in elke opsig in regstreekse oppositie met mekaar. Die een klas bestaan uit ou burgers, wat die gevoelens en die beskouing het van die 17de eeu, eerder as die 19de eeu waarin hulle nou ingaan. Hulle was behoudend in hulle godsdiens en maatskaplike gebruike, agterdogtig teenoor vreemdelinge. Hulle het gevrees dat hulle onafhanklikheid en eie politieke mag weer van hulle af weggeneem gaan word. Die ander klas het saamgestel uit manne wie se ondernemingsgees deur die verborgde rykdomme van die land nou skielik aan die lig kom. Hulle wou die onbekende hulpbronne ontgin. Hulle was mense deur wie se bydraes by wyse van belasting en heffings stede opgebou het, spoorweë begin bou het, openbare werke kon ontgin het en aan wie se energie dit was dat 'n eenvoudige republiek van boere in 'n georganiseerde staat omskep is. Wow. En hierdie boere is bekommerd dat die bestuur van hierdie nuwe land en die verteenwoordiging op die wetgewende raad vir hulle ontsê gaan word. So hierdie hele situasie was swanger van moeilikheid en gevaar. Sjoe. Nou die 2 groot teenstanders van mekaar, wat nou die kritieke oomblik bestuur van die lotgevalle van Suid-Afrika, is Paul Kruger, die 4-malige president van die Republiek. Hy was een van die merkwaardigste en mees tipiese voorbeeld van die Suid-Afrikaanse staatsmanne. Skerpsinnig, ongeletterd, agterdogtig, wispelturig, godsdienstig en konservatief. Good gracious. Sy teenstander in die hervormingsparty was Cecil John Rhodes. Hy, in sy skerpsinnigheid, was die premier van die Kaapkolonie en hy het geslaag om die Engelssprekendes en die Hollandsprekendes in die Kaapse kolonie te verenig. Hy het aan die hoof gestaan van 'n regering wat so bestendig was as enige regering wat die teels in hulle eie hande gehad het. Kruger byvoorbeeld was tydsaam, versigtig, nors en weerbarstig. Rhodes was geniaal, optimisties en eersigtig. Ekskuus, weet jy nagevors om hierdie karaktertrekke so uit te spel? Dis in Andrew Murray se biografie wat dit bespreek. Regtig? Ja. So dit was Murray se waarneming? Ja. Wat in hierdie tyd daar was. Ja. En Rhodes het die samesmelting van die Kimberley myngroepe hanteer, die Chartered Company gestig, en hy het 'n nuwe wêreld in Midde-Afrika gestig, geskep, met die naam Rhodesia, 'n land wat na hom vernoem is. Natuurlik. En hy het uiteenlopende koloniale belange gehad. Een van hulle was om die hele Oos-Afrika in te neem vir die Britse Ryk. Hy was die premier in die Kaap. Hy kon dalk daarin geslaag het om die ou man van die Transvaal te ooreed om in hierdie nuwe bedeling in te stap. Hy het nie die geduld gehad om sy kans af te wag nie. So hy maak 'n verkeerde skuif. En in die woorde van Sir Hercules Robertson, die latere gouverneur van die Kaap as Lord Rossmead, doen hy die verkeerde skuif en hy sit die beskawing in Suid-Afrika met 25 jaar terug en hierdie verkeerde skuif is die Jameson inval.
Dit gebeur in 1895. Dr. Jameson was die administrateur van Rhodesia en hy steek op 29 Desember die westelike grens van die Transvaal oor aan die hoof van 500 berede manskappe met die oogmerk om by 'n aantal rebelle in Johannesburg te gaan aansluit en met 'n staatsgreep die Transvaalse regering omver te werp. 'n Klomp van die vrybuiters, hulle neem hulle eie besluite, boere, hoor van die inval en hulle gryp hulle wapens. Op 2 Januarie word die invallende boere omsingel nou hierdie groep van Jameson en sy manne rondom en nabyheid van Kreersdorp en dwing hulle tot oorgawe. So hierdie opstand word vinnig gedemp en hulle verklaar hierdie mense aan as met hoogverraad en sê maar julle het nou net probeer om die regering omver te werp, so diep rebelle boere wat nou in Johannesburg bly, of die klomp rebelle, hulle word nou tronkstraf toegedien en swaar boetes opgelê en hulle oorhandig Jameson en sy manne aan die Britse regering en sê, julle moet hulle straf. Die Britse regering gee 'n vreeslike ligte straf. En daar word nou heen en weer aanklagte gemaak en die Britse regering en iemand skryf in die pers aan hierdie Transvaalse barbare wat nou dink hulle kan nou hierdie rykdom bestuur en alles in Transvaalse volk begin nou 'n gevoel kry van wantroue en agterdog oor wat gaan nou aan. Gaan hulle nou kan hulle onafhanklikheid behou of wat gaan gebeur? En hulle sien dit as hulle plig om hulle self te bewapen teen die onvermydelikheid wat gaan gebeur. Rhodes het ook nie rekening gehou met wat gebeur in die Kaapkolonie nie. En sy medepligtigheid kom aan die lig. En die Kaapkolonie verloor hy sy steun van die Hollandsprekende groep. En hy verloor sy posisie as volksleier. En hy word nou net die leier van 'n politieke party. En dit het 'n geweldige groot nuwe beweging in die Kaapkolonie aan die gang gesit. Wow. Die kloof tussen die Hollandsprekendes en die Engelssprekendes word skielik baie groter. Ja. En die Hollandsprekers moet nou besluit. Is ons Republikeine wat nou soos in die Republieke van die Transvaal en die Vrystaat is, of is ons koloniste wat onder die koloniste Britse Ryk staan. En hier is nou die ontwikkeling wat Andrew Murray wou gesê het van hierdie sterk nasionaliteitsgevoel. En in die Kaap ontwikkel hierdie gesegde, bloed is dikker as water. Okay. En hulle begin skaar hulle aan die kant van die Republieke. En Engeland neem nou notisie van wat gebeur in die Kaap. En hulle neem notisie van hierdie geweldige rykdom wat skielik ontdek is in die Transvaal. En daar is iets wat ontwikkel in die 3 jaar wat nou volg tussen die Jameson inval en die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog. En in hierdie tydperk is gekenmerk deur iets wat nou in Suid-Afrika ook gebeur. Toenemende agterdog, die feit dat die staatkundige beleid nie vertrou kan beword nie, rassehaat word aangestook, die politieke ywer en die welwillendheid wat tussen groepe bestaan het, verbitter stelselmatig. Daar's 'n klomp misverstande, verkeerde begrippe, daar word verwyte en wederwysige beskuldigings heen en weer geslinger. Daar's onversetlike hardkoppigheid aan die een kant en trotse minagting aan die ander kant. So die twee groepe beskou nou mekaar en enige poging om hierdie bestaande geskille vriendskaplik te skik was eintlik 'n hopelose saak. En daar was twee mense wat begin het om te sê maar kom ons werk aan die saak, onder andere Andrew Murray en aan die ander kant Jan Hofmeyer, onse Jan. Hy het gesê ek wil 'n vriendskaplike vergadering hê
met Sir Alfred Milner, die verteenwoordiger van die Britse regering. En hy gaan na Paul Kruger toe en hy gee vir hom 'n sagte waarskuwing. Hy sê, jy moet meer toegewend en versoenend wees. Hy gebruik 'n voorbeeld wat 'n ongeletterde president kan beïnvloed. En hy sê, as jy slaai maak, dan gebruik jy sout en peper suinig, maar jy's koostig met olie. En hy sê, jy moet weet, hoe benader jy 'n versoenende saak? En Andrew Murray sê, maar ek gaan vir die Britse koningin skryf. So, en hy skryf vir haar 'n brief en sê, benader Paul Kruger op hierdie manier, om die oorlog wat nou broei, af te weer. Ja. So nou wat ek nou hierin sien, is die geweldige verwikkelinge op staatkundige gebied. Wat nou gebeur is onvermydelik. Daar's goud ontdek en almal kom stroom hiernatoe. Dit gebeur met enige ontdekking, diamante of goud of watter ding ook al. En later weet ons die Transvaal is baie ryk aan ander stowwe. Iran byvoorbeeld. Jy weet, so daar's allerlei goed wat nou 'n uitwerking het op die internasionale gebied. En ernstig hier staan die kerk met Andrew Murray nog as die moderator wat sê, wat gaan ons doen? Hy is in die Kaapse Sinode. Hy het nie seggenskap oor die kerke in die Vrystaat en Transvaal nie, maar hy het invloed. Okay. En hy besluit, ek gebruik my invloed om te kyk of ons 'n oorlog kan afweer. En uiteindelik het dit toe nie gebeur nie. Ja. Ek dink ons sal volgende keer sal ons meer gesels oor dit wat nou hier in in hierdie situasie gebeur. En daar's baie dinge om te sê, ja, maar dit het daai tyd so gebeur, ja, maar hierdie ouens was reg, of hierdie ouens was nie reg nie, en jy weet, ons stem nie saam met die Britse regering nie, of ons stem nie saam met die Afrikaners nie, of die Hollandse dele, hoe hulle dit hanteer het nie. Daar's baie dinge te sê, maar daar's 'n goue lyn van die evangelie, die bediening van versoening, tussen die mens en God, en mens, wat Andrew Murray gesê het. Die Christelike karakter van die mense wat hierin 'n rol speel, moet op die Bybel gefundeer wees. Net soos vandag. Halleluja. Ja. Dit wat staan in enige regering, as daar twee groot partye is, waar's die Christene, waar staan hulle? Wat doen hulle om versoening te bring in hierdie situasie? Elizabeth, verskriklik baie dankie. Dit is amazing. En jy weet, nou gaan jy in 'n tydperk in waar albei my oupas geveg het in die oorlog. Ja. Ek sien baie uit na ons volgende gesprek, hoor. Baie dankie, Estie. Ja, en ek wil net sê hoe ek wil nie sê dat ek Andrew Murray as die enigste persoon het wat in hierdie tyd gehelp het vir hierdie nie. Ek wil sê Andrew Murray kon sien en hy kon sien waarna toe beweeg dit. Want hy het die Engelse geken, hy het die Duitsers geken, hy het die Hollanders geken, hy het die Afrikaner ontwikkeling geken. En daarmee is ons ongelukkig klaar met Elizabeth. Baie dankie dat ons lekker kon gesels daaroor. Dankie dat jy saam gekuier het vandag. Ek wil graag afsluit met Adrian wat vir ons sing Staan Vas. Baie dankie. Tot 'n volgende keer.